Hallo julle, ek is PC en baie welkom by Die Goeie Boek. 40 kernidees wat die Bybel vir jou gaan ontsluit. Ons begin nou met 'n reeks van 40 weke waar ons jou saam op reis wil neem deur Die Goeie Boek. Ons weet Die Goeie Boek gaan 'n verdiepende impak in jou lewe hê, want deur woord en deur gees wil God ons lei om meer van hom te leer en so verdiep ons ook. Ons weet dis nie al maniere ons verdiep nie, want ons verdiep ook in gehoorsaamheid aan hom. En ek hoop hierdie reis gaan vir jou ook 'n gehoorsaamheidsreis wees, waar jy nie net meer leer van die woord nie, maar waar jy ook dit meer gaan toepas in jou persoonlike lewe. Ons begin vandag by week 1. En week 1 se tema is, jy is meer soos God as wat jy dink. Dit begin met Genesis 1, vers 1 tot 31, waar die skepingsverhaal in detail ook verduidelik word. Jy het intien in die skepingsverhaal al so baie gelees, en vir baie mense kom wek die skepingsverhaal eintlik 'n klomp vrae. Nie net vrae wat ons altyd antwoorde op kan kry nie, maar ook eintlik Gods vrae waarop daar baie min antwoorde is. Hierdie antwoorde en vrae kan 'n mens baie keer in 'n geloofstryd dompel. En dan voel jy asof dinge nie altyd in die lewe sin maak nie. Maar ek gaan net 'n bietjie meer daaroor iets sê. Want God sê vir ons eintlik in Genesis 1 vers 26 tot 28 dat kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. Genesis 1 se skepingsverhaal word op 'n digterlike manier eintlik vir ons bietjie meer formeel beskryf. En ek weet daar is al vir dekades geredekabel en geredeneer oor hoe oud hierdie skepingsverhaal is. Dis een van die godsvrae. Vir sekere mense probeer hulle vasstel hoeveel biljoene jare is die skepingsverhaal oud. En vir ander mense is dit meer uit 'n tradisionele plek dat die skepingsverhaal 6000 jaar terug plaasgevind het. Ek dink nie dit is die punt wat die skrywer van Genesis vir ons probeer oordra nie. Die skrywer van Genesis probeer vir ons kom leer dat God is die skepper. God het kom skep uit tyd, uit ruimte en uit materie wat nie bestaan het nie. Dis een van die voorbeelde van die goed waarop ons byvoorbeeld nie 'n antwoord het nie. Nou die dag vra my dogtertjie vir my, "Pappa, hoe oud is God?" En soos ek vir haar begin verduidelik het wanneer het Jesus op hierdie aarde geleef en 2000 jaar terug, toe stop sy my sommer daar en sy sê, "Nee pappa, maar hoe oud is sy pappa?" En net daar vang sy my eintlik dat ek nie 'n antwoord het om dit vir haar te sê nie. Nie omdat ek nie weet wat die antwoord is nie, maar om uit haar verstaan en begrip van tyd, was dit amper onmoontlik geweest om vir haar te verduidelik dat God bestaan buite tyd, buite ruimte en buite materie. Dit is onmoontlik om vir haar te verduidelik dat God nie 'n begin of 'n einde het nie, want ons as menslike wesens is eintlik vasgevang in tyd. Dis maar net een van die voorbeelde van 'n klomp ander godsvrae wat uit die skepingsverhaal uit ontketen word. Maar ons weet die doel van die skepingsverhaal is om aan God die eer te gee dat hy welkom skep het. Hy is die een wat buite tyd staan, maar hy tyd kom skep toe hy gesê het, laat daar lig wees. Hy is die een wat buite ruimte is, maar hy het ruimte geskep om te sê, kom ons maak die hemelliggame en ons maak ruimte vir die aarde. Hy is ook buite materie, maar tog het hy 3 van die skepingsdae gebruik om materie te skep op aarde. In hierdie skepende handeling het God ook alles kom orden en kom vorm, soos dat hy ook alles wil orden en vorm in jou lewe. En dit laat ons by Genesis 2. In Genesis 2 word dit ook in 'n digterlike manier oorvertel, maar vanuit 'n plek van verhoudings. Waar daar in Genesis 1 woorde gebruik word soos skep en maak, kom gebruik God in Genesis 2 woorde soos vorm en deel. Hy praat verhoudingstaal en hy skep ons as verhoudingswesens. En daarom kan ons nie net in sy glorie en sy almag sien hoe hy alles geskep het nie. Ons kan ook sien dat hy tot by die kleinste sel en atoom in ons liggaam met ons in verhouding wil tree. Die kern van hierdie skepingsverhaal is dat God 'n adres gesoek het vir sy liefde. En dit kom bewys hy vir ons in Genesis 2 as hy sê, dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Kom ons maak vir hom iemand wat hom kan help en sy gelyke
Genesis 2 vers 18. En dan weet ons hy die ribbebeen van die man kom skep uit die vrou. Hy kom leer vir ons iets van 'n horisontale en 'n vertikale verhouding, van waar ons in verhouding staan met God, maar ook in verhouding staan met mekaar. Daar's soveel goed in die skepingsverhaal waar ons kan stry en waar ons mekaar nie gaan vind nie. Maar ek dink een van die belangrikste is, waar ons mekaar wel sal vind, is dat ons kan beleef en besef dat as God die skepping in stand kan hou, dan beloof ek jou, hy kan jou lewe ook in stand hou. As hy die totale kosmos in die palm van sy hand kan hou, dan dink ek kan hy ook jou uitdagings en probleme in die palm van sy hand kom hou. Hy kan so naby soos aan jou kom om vir jou te kom sê, ek is hier vir jou om jou te probeer help. En dan weet ons, as deel van die skepingsverhaal, spreek hy ook 'n seën oor die diere, oor die natuur en oor die mensheid. Hy kom verduidelik eintlik vir ons dat daar binne daai seën ook die seën in jou lewe moet wees. Hy kom gee vir die mens die opdrag. Hy kom sê vir die mense, bewoon, bewerk en bewaar die seëninge wat oor jou uitgestort is. Hy kom gee vir ons die opdrag om as sy verteenwoordiger in hierdie wêreld op te tree. En daarmee wil ek jou los. Met God se seën, maar ook met God se verantwoordelikheid van vrug in jou lewe. Die vrug van die Gees, as 'n vooruitskouing na die Nuwe Testament toe, is eintlik die seëninge waarmee God jou wil seën in jou lewe en ook ander deur jou lewe wil seën. Hy wil jou gebruik om tot seën te wees vir alle mense. En dit is die verantwoordelikheid van 'n verteenwoordiger wees. Toe God gesê het, kom ons maak die mens as adres van ons liefde, vir wie ons kan lief wees en waarin ons liefde kan deponeer, het hy ook gesê, maar ek gaan hulle gebruik om ook daardie liefde in ander mense se lewens te deponeer. Hoor julle weer iets van die vertikale verhouding, maar ook die horisontale verhouding? Hoe God wil hê, dit stop nie by my nie, maar dit word gedeponeer in 'n donker wêreld, wat sy teenwoordigheid baie nodig het. Dan kan ons met vrymoedigheid vir mense gaan sê, die God wat skep, is ook nog steeds besig om te herskep in my lewe en in jou lewe elke dag. God wil jou daarvoor gebruik. So ek wil jou uitdaag, gaan lees Genesis 1 en Genesis 2 weer noukeurig deur en tel net bietjie op watter seëninge daar is wat die Here vir jou wil bring. En hy wil dit nie net vir jou bring nie, hy wil dit deur jou bring, sodat jy dit ook vir ander mense mag gaan wees.